Goeiemôre en baie welkom. Ons gaan nou so 2 minute met vanoggend se verrigtinge begin. So kom gerus in en kom kry 'n plekkie om te sit, dan kan ons oor so 'n paar minute begin. Baie dankie.
Vriende, weer eens goeiemôre en baie welkom. Is 'n voorreg om vanoggend hier by mekaar te kan wees. My naam is Elof van Niekerk en ek gaan ons deur die diens begelei vanoggend. En so 'n spesiale woord van welkom as jy dalk nuut is of as jy 'n besoeker is vanoggend by ons. Is baie lekker om jou by ons te hê. En aan Ligpunt is soos altyd baie lekker om by mekaar te kan wees as God se mense. So baie welkom aan julle. Ons is besig met ons reeks kwaliteit. Is 'n reeks waar ons dink oor hoe ons die beste gebruik kan maak van die tyd wat die Here aan ons toe vertrou het. En vanoggend kom ons by maaltyd en so ons sien baie uit om te hoor wat Poen vanoggend vir ons wil sê. Vir die kinders. Kinders, daar is kinderbediening vir 3-jariges tot graad 5 toe en ouer gewoonte gaan ons na die 4de lied uit. En dieselfde is waar vir ons kadette, dit is ons graad 5 en graad 6. So hulle gaan ook uit na die 4de lied. Vriende, ons het vanoggend wil Poen net vinnige afkondiging kom doen en so ek gaan vir hom net die geleentheid gee om gou iets te kom sê. Goeiemôre julle. Ek sien daar's nog 'n paar mense wat inkom, maar ons sal hierdie afkondiging nog 'n paar keer doen hierso by Ligpunt. Ek wil net gou vinnige afkondiging doen met betrekking tot die mans hier by Ligpunt. Ons het die 25ste tot die 27ste Julie het ons mannekamp by Ligpunt. En ek wil gou baie vinnig, gaan Jenny en vinnig wees, 5 redes gee hoekom jy man nie ons manne naweek wil misloop nie. Die eerste ene is die plek waarheen ons gaan. Ons gaan na 'n plek met die naam van Waterberg Lodge. Party van julle sal dit onthou, mans, ons was al en ek dink dames was ook al daar gewees. Maar ons gaan by mekaar die 25ste tot die 27ste Julie by Waterberg Lodge, net daar naby Bella Bella. Dit is 'n pragtige Wilds Lodge en goeie fasiliteite en 'n lekker plek. Dis die eerste rede. Tweede rede is ons spreker. Ons het hierdie jaar en ek is verskriklik opgewonde daaroor. Ons het 'n ou met die naam van Rickert Botha wat gaan kom en wat ons mannekamp vir ons gaan behartig. Party van julle mag weet van Rickert Botha. Hy het vir ek dink 10 of 15 jaar lank op RSG het hy 'n program daar gehad waar mense ingebel het met vrae en hy het dit geantwoord. Absoluut uitstekende Bybelkennis, goeie spreker op die man af, maar tog preek jou hart warm en Rickert gaan kom en Rickert gaan ons mannekamp vir ons kom lei. Die derde rede hoekom jy wil kom is met betrekking tot die onderwerp. Die onderwerp, ons gaan saamgesels oor volg Jesus. En Rickert gaan met ons kom gesels oor wat beteken dit om 'n man te wees wat vir Jesus met integriteit volg, waar ook al hy jou geplaas het om wat ook al te doen in hierdie lewe. Hoe om hom te volg met integriteit. En soos ek gesê het, Rickert is uitstekend, juist dink ek om oor hierdie onderwerp te gesels, en dit beloof om goed vir ons te wees. Die vierde rede, hoekom jy wil kom, is wat ons alles daar kan doen. Ons gaan natuurlik saam onder God se woord sit, ons gaan saam sing, ons gaan saam bid, daar's 'n lekker bome waar ons gaan kuier, en 10 en na die etes, laat ure ook dalk 'n stoute braaitjie kan inwerk. En dis 'n pragtige plek. Ons gaan probeer, dit is nog nie vas nie, maar daar's wonderlike wild op hierdie plek en ons gaan probeer kyk of ons nie kan game drives daar so reël ook by die plek nie. Die laaste rede hoekom ek julle regtig wil aanspoor manne om op te teken en ook vinnig is daar is beperkte plekke. Daar kan by Waterberg Lodge net eintlik 100, maksimum 120 mans gaan. Ons het al klaar heelwat ouens wat reeds opgeteken het voor dit en dit gaan vlieg, dit gaan vinnig gaan. En so mans, kan ek jou aanspoor, teken op. Dit is super maklik om op te teken. Jy vat jou foon, daai nuwe die church planning app, Church Center app, dankie baie. En jy vat hom en dan is dit soos 2 knoppies wat jy druk en jy het opgeteken. So doen dit asseblief en doen dit asseblief tog ook gou. Met betrekking tot die koste vir die mannekamp by Waterberg Lodge is R1,900 per persoon. As dit is dat jy dalk sukkel om dit te betaal eenmalig, kom gesels asseblief met my of met Celeste en dan kan ons 'n plan maak dat jy oor 2 maande of oor 3 maande dit afbetaal. Of as jy glad nie daarvoor kan betaal nie, kom gesels met ons. Daar's reeds van die manne onder ons in ons midde wat ander ouens sponsor om te gaan op die kamp
En as jy dalk iemand anders te wil sponsor, is dit 'n wonderlike manier om een van jou broers in die gemeente liefde aan hulle te betoon. Alright, julle so RSVP asseblief en dan sien ons julle daar 25 tot 27 Julie. Dankie Poen. Vriende, kom ons bid saam en vra dat die Here met ons sal wees vanoggend soos wat ons in sy naam vergader. Vader, U is 'n goeie Vader. U is die skepper en onderhouer van die heelal. En ons het hierdie week die geleentheid gehad om te dink oor hemelvaart. Wêreldwyd het die kerk gedink oor Jesus wat opgevaar het hemel toe en wat nou in die regterhand van U sit en wat regeer en wat oor elke laaste detail van ons lewens in beheer is. Vader, dankie dat ons vanoggend hier in U naam kan vergader. Dankie dat ons kan weet Jesus is in beheer, hy is goed, hy regeer. En selfs wanneer dit voel asof die lewe uitmekaar uitval, of wanneer ons oorweldig voel, of wanneer ons bewus is van ons eie swakheid, of ons eie sonde, of die gebrokenheid van die wêreld rondom ons, Vader, kan ons weet, U is in beheer en Jesus regeer. Jesus is die koning van die heelal en hy is vir ons en hy is goed vir ons. En so Vader, ons vergader vanoggend in U naam met vreugde en met dankbaarheid en ons vra dat U deur die Gees met ons sal wees. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vriende, soos genoem was dit hierdie week hemelvaart gewees en hemelvaart dink die kerk saam oor Jesus wat opgevaar het hemel toe. Jesus is die koning, hy regeer oor die heelal, hy is in beheer van alles wat nou gebeur. Daar's 'n wonderlike prentjie in Openbaring van Jesus wat in die troonkamer van die hemel sit en ek gaan net vanoggend vir ons lees om vir ons 'n idee te gee van Jesus en hoe dit lyk waar hy nou is. Hierdie is Johannes se visie in Openbaring. Kyk, die leeu uit die stam van Juda, die wortel van Dawid, het oorwin, sodat hy die boekrol van die 7 seels daarvan kan oopmaak. Ek het tussen die troon en die 4 lewende wesens en tussen die ouderlinge 'n lam soos een wat geslag is, sien staan. En hy het nader gegaan en die boekrol geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Toe hy die boekrol neem, het 4 lewende wesens en 24 ouderlinge voor die lam neergeval. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boekrol te neem en die seels daarvan oop te breek, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God gekoop het, uit elke geslag en taal en volk en nasie. Toe ek weer kyk, hoor ek die sang van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge. Daar was 10.000 maal 10.000, duisende maal duisende, wat met 'n harde stem uitroep, waardig is die lam wat geslag is, om die krag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en die eer en die heerlikheid en die lof te ontvang. En ek het die hele skepping in die hemel, op die aarde en onder die aarde, op die see en alles wat daarin is, hoor uitroep. Aan hom wat op die troon is, aan die lam, kom die lof toe en die eer en die heerlikheid en die sterkte vir ewig en ewig. Die 4 lewende wesens het ook uitgeroep, Amen. En die ouderlinge het neergeval in aanbidding. Jesus is die koning. Hy regeer oor alles. Hy verdien ons alles. Hy verdien ons hele lewens. En Jesus voorsien ook vir ons alles. En so ons kan met vrymoedigheid vrylik lewe. Jesus is ons koning wat vir ons voorsien en ons kan vrygewig wees, want hy is goed vir ons. En so kom ons staan vanoggend saam en besing God se lof soos wat die musiekspan ons lei. Môre vriende van die orkeskant af ook baie welkom. En soos Elof nou gesê het, kom ons staan en dan sing ons tot die eer van hierdie groot koning van liefde van ons.
lost and foolish off I stray, but yet love is on me, and on his shoulder gently lay, and home rejoicing brought me. In death's dark veil I fear no end, with thee, Lord, beside me. Thy rod and staff my comfort still,
sing is 'n nuwe een, maar ons het hom deur die app uitgestuur. Ek weet nie of julle gesien het deur die week nie, so ons gaan nou kan sien wie het geoefen in julle karre en by die huis. Maar dit is 'n pragtige lied deur die Getties en dit is absoluut daai eerste gedeelte wat Elof vir ons gelees het van Jesus in die troonkamer van waar hy regeer saam met musiek. So kom ons loof ons koning saam soos wat ons hierdie volgende lied sing. Most High, King of the ages, great I am, God of wonders. By the blood you have redeemed us, led us through mighty waters. Our strength, our song, our sure salvation. Now to the Lamb upon the throne be blessing, honor, glory, power for the battle you have won. Hallelujah, amen.
Goeiemôre julle. Ek gaan vir ons bid vanoggend. Julle kan maar julle oë sluit. Ons Pa in die hemel, wat 'n mooi oggend. Ja, die sang was wonderlik en ek kan nie veel meer doen om ons gedagtes op U te rig en ons te laat dink oor hoe wonderlik en hoe groot U is en hoe glorieryk U is nie. Ons kan net dink hoe U met die hemelskare op hierdie stadium net neerkyk op hierdie dag, mense reg oor die wêreld wat net U lof besing, wat net buite al hierdie staan en net kan sien hoe elke oggend die son net weer laat opkom, daai bol vuur net aan die brand hou. Elkeen van ons wat hier is vandag op U naam ken, besorgd is oor ons en regtig werklik lief is vir ons. En net die wonderlike opoffering van die lewe van Christus wat ons vrygekoopt maak en vir ons 'n lewe gee wat ons nooit sou kon verdien het of kon ervaar het sonder U nie. En ons word ons stukkie tyd gegee op hierdie stadium op aarde, soos wat ons deel is van die kerk oor die eeue. En dis tog ook wat ons in hierdie week wil in hierdie reeks na kyk, is hoe ons die meeste kan maak van hierdie tyd wat U vir ons gee. En Vader, U is besonder goed vir ons. Ek kyk na myself in die week, 'n paar weke wat verby is. Ek glo dis nodig dat ek voor almal vanoggend ook kan erken en getuig dat ek was nie die pa wat ek glo U wil hê ek moet wees nie, die man of die werkgewer wat ek behoort te wees nie. Die mense naby aan my sal weet dat ek nie altyd die beste voorbeeld was van iemand wat vir God ken en Jesus as sy redder het nie. En U sal weet dat ek in my hart nie teenoor U dankbaar is vir die goeie goed wat U vir my al deur die jare gegee het nie, maar ook die uitdagings wat U vir my nou gee nie. En dit wil glo ek is ook waar van mense hier om my vanoggend. Mag ons sien dat die geskenk van Jesus se lewe vir ons dit moontlik maak dat iemand soos ek hier voor U mense kan staan en bid tot U en intree namens hulle, want ons kan met vrymoedigheid, ek kan met vrymoedigheid met deur Jesus se bloed hier staan en dankie sê. En net erken dat U genade op genade is genoeg vir ons om in hierdie lewe aan te pak en die meeste te maak van die tyd wat U vir ons gee. Ons dankie vir dit, ons dankie vir nuwe genade elke dag. Ons dankie vir gemeenskap wat ons op ons voete hou. Ons dankie vir U werk deur die mense om ons, op die klein maniere, ons groepe op 'n Sondagoggend en gebede wat ons help om met die stryd te voer en aan te hou te kyk na Jesus en dankbaar te wees vir dit vir die geleenthede wat ons het. En mag ons in hierdie oggend U weer opnuut sien vir wie U is. 'n Goeie pa wat vir ons is en baie lief vir ons is. Mag ons weer Jesus ervaar met 'n uitnodiging om ons weer vir ons te herinner dat ons vergewe is vir dit wat ons in die week nie kon bereik nie of reg kry nie. Mag ons trots neerlê en besef dat ook die teleurstelling wat ek selfs nou van praat, ook in dit self nie die beste ding is nie, want ons maak so staat op onsself en vergeet dat ons slegs in Jesus kan wees wie ons self graag wil wees en wie ons elke dag maak. Mag ons onthou
dat U 'n goeie werk in ons begin het, en ons smeek U om ons te help om erns te maak, om saam met U te werk, om dit te vervolmaak tot die dag wat Jesus terugkom. Ons bid dit in U naam, Here. Amen. Goeiemôre. Ek lees vir ons uit, is hy nie reg, is hy reg? Uit die woord van God, uit Lukas 14, vers 12 tot 24, uit die Afrikaanse direkte vertaling. So. Jesus het ook vir die man wat hom genooi het gesê, wanneer jy 'n ligte ete of 'n groot maaltyd gee, moenie jou vriende of broers of familie of ryk bure nooi nie, met die doel dat hulle jou weer op hulle beurt uitnooi en jy dan vergroet word nie. Nee, wanneer jy 'n feesmaal aanbied, nooi die armes, krepeles, verlamdes en blindes. Dan sal jy gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te mee vergoed nie, want jy sal beloon word by die opstanding van die regverdiges. Toe een van diegene wat saam met hom aangeleen het om te eet, dit hoor, sê hy vir hom, gelukkig is die een wat aan die maaltyd in die koninkryk van God sal deelneem. Toe sê Jesus vir hom, 'n man het 'n groot feesmaal gehou en baie mense uitgenooi. Toe dit tyd was vir die feesmaal, stuur hy sy slaaf om vir die genooides te sê, kom, alles is gereed. Maar een na die ander het almal verskonings begin aanbied. Die eerste een het vir hom gesê, ek het 'n stuk grond gekoop en dit is noodsaaklik dat ek daarna gaan kyk. Ek vra u, verskoon my tog. 'n Ander een het gesê, ek het 5 paar osse gekoop en ek gaan hulle uittoets. Ek vra u, verskoon my tog. Nog 'n ander een het gesê, ek is pas getroud en daarom kan ek nie kom nie. Met sy terugkeer het die slaaf hierdie dinge aan sy eienaar gerapporteer. Toe het die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy slaaf gesê, gaan dadelik uit in die strate en steegies van die stad en bring die armes en krepeles en blindes en verlamdes hierheen. En die slaaf het kom sê, meneer, die opdrag wat u gegee het is uitgevoer en daar's nog plek. Toe sê die eienaar vir die slaaf, gaan uit na die paaie en die lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis kan vol word. Want ek verseker julle, nie een van hierdie mense wat aanvanklik genooi is nie, sal hulle mond aan my feesmaal sit nie. Dan lees ek vir ons uit 1 Petrus 4, vers 1 tot 11. Omdat Christus sy dan liggaamlik gelei het, moet julle ook julleself bewapen met dieselfde insig, naamlik dat iemand wat liggaamlik gelei het, met die sonde klaar is. Daarom laat hy hom gedurende die oorblywende tyd van sy liggaamlike bestaan nie langer deur menslike begeertes lei nie, maar wel deur die wil van God. Immers, julle het in die tyd wat verby is al oorgenoeg deel gehad aan dit wat die heidene wil doen, uit spattigheid, begeerte, dronkenskap, wassery, drinkpartytjies en verfoeilike afgodediens. Hulle verstom hulle daaroor dat julle nie meer meedoen aan hierdieselfde stroom losbandigheid nie en sê lasterlike dinge. Hulle sal rekenskap moet gee aan hom wat gereed staan om oor die lewendes en dooies te oordeel. Dit is immers waarom die evangelie ook aan hulle wat reeds dood is verkondig is, sodat al sou hulle wel volgens menslike maatstaf na die liggaam geoordeel word, hulle volgens die maatstaf van God na die gees kan leef. Die einde van alle dinge is op hande. Daarom moet julle selfbeheerst en nugter wees met die oog op gebed. Bo alles moet julle mekaar innig lief hê, omdat die liefde 'n menigte sondes bedek. Wees gasvry teenoor mekaar, sonder om te mor. As goeie bestuurders van die veelvoudige genade van God, moet julle mekaar bedien, in ooreenstemming met die genadegawe wat elkeen ontvang het. As iemand aan die woord is, laat dit soos woorde van God wees. As iemand dien, laat dit wees vanuit die krag wat God voorsien, sodat God in alles verheerlik kan word deur Christus Jesus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort, vir ewig en ewig. Amen.
Weereens, goeiemôre, Ligpunt. Het is goed om julle te sien. Ek wil saam met Elof ook net welkom sê aan elkeen van julle wat vandag hier die eerste keer by ons is. Dit is altyd goed om nuwe mense te ontmoet. Ek wil jou vra, bly asseblief na die tyd, ons gaan lekker kuier nog, koffie drink en stel jouself voor en leer ons beter ken. Vriende, net om weer te sê, soos Elof ook in die begin gesê het, ons is besig met hierdie reeks wat ons getitel het Kwaliteit, waar ons saam dink, eintlik oor, julle sal dit onthou, Efesiërs 5. Efesiërs 5 vers 15 en 16, het Paulus hierdie verstommende 2 versies waar hy sê, en hy praat met Christene en hy sê vir mense soos ons, gegewe die bose tye waarin ons onsself bevind, die bose dae waarin ons onsself bevind, Christen wees wys en koop die tyd uit. Maak die beste gebruik van jou tyd in hierdie bose dae waarin ons onsself bevind. Dit was waar in Paulus se tyd, hoeveel te meer is dit nie waar in 2025 nie. Dit is wat ons mee besig is. En vandag gaan ons saam nadink, vriende, oor 'n aspek wat ons 'n gedeelte van ons lewens wat ons wil uitkoop genaamd maaltyd. En so ons gaan saam nadink oor die Bybelse beginsel van gasvryheid vandag. So kom ek bid vir ons, kom ons vra dat die Here nou met ons sal ontmoet en dan hoor ons wat God vir ons wil sê. Vader, ons wil stil raak en ons wil nie hierdie geleentheid wat ons het om met U te ontmoet, soos wat U deur U woord praat en soos wat U Gees ons trek na U Seun toe, om meer soos U Seun te word. Here, ons wil nie hierdie geleentheid mis nie. En so ek bid, o God, dat U op 'n uitermate manier U goedheid en U guns ook nou op ons sal uitstort, o Heer. Neem ons harte en ons gedagtes gevange en kom praat met ons. En in die proses, kom skenk ons krag, kom skenk ons hoop, skenk ons die genade, verander ons en gebruik ons. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, wanneer ook al dinge in ons land so 'n bietjie uitrafel, min of meer elke dag, en dinge soos load shedding jou verwelkom en die water wat nie loop nie en jy ry oor 'n pothole en misdaad en geweld, dan het my vrou, Anshin, baie kere die geneigtheid om so 'n bietjie by my stoom af te blaas. En dan wat sy vir my sê is iets in die volgende. Sy sê, ek wens ek was die president van hierdie land, sodat ek al hierdie gemors kan aanspreek en uitsorteer. En die ding is, ek glo haar as sy dit sê. Ek dink my vrou sou 'n uitstekende president gemaak het en ek sal verseker vir die Anshin Verster party gestem het, verseker. Maar vriende, ek begin eintlik hiermee, want ek wil graag hê ons moet so almal so vinnig 'n thought experiment net gou vinnig saam doen. Jy sien, indien jy die persoonlik die geleentheid sou gebied word, en as jy die mandaat gegee sou word om Suid-Afrika en selfs die ganse wêreld ten goeie te kon verander, wat sal jy doen? Wat sal jy doen? Wat sal jou gameplan wees? Nou ek dink as goeie Christene op 'n Sondag, wat meeste van ons hierso sal sê, ten minste op 'n 10.000 voet vlak, sal ek dink meeste van ons sê, wel Poen, wat ek sal doen is ek sal seker maak dat oral aan elke persoon op aarde word die evangelie verkondig. En die evangelie word uitgeleef vir daardie mense aan wie dit verkondig word. En dat daardie mense kan in 'n plek gebring word waar hulle iets kan sien van wie God is, dat hulle kan geroep word om in 'n verhouding met hom te lewe, sodat hulle dan vir hom sal lewe. En dit sal natuurlik die regte antwoord wees, as jy iets soos dit sou gesê het. Want as die koninkryk van God in hierdie wêreld kan inbreek, vriende, is dit wat ons wêreld ten goeie en ons land ten goeie uiteindelik sal verander. Maar ek wil hê ons moet van 10.000 voet vlak af afbeweeg na grondvlak toe en dieselfde vraag vir ons nog steeds vra. Vriendin, hoe sal dit lyk in praktyk in die regte wêreld, indien ek en jy hier op die grondvlak 'n mense sal wees wat die evangelie sal verkondig en die evangelie sal uitleef op 'n manier waar ons ander mense innooi in verhouding met God, sodat hulle vir God sal leer ken en vir God sal kan lewe. Hoe sal dit lyk
hier in die regte wêreld? Die antwoord is, dit sal baie lyk soos wat dit vir Jesus gelyk het, toe Jesus gekom het, 2000 jaar gelede, op sy aardse bediening. Tim Chester, 'n bekende Britse skrywer, hy maak die, ek dink, verstommende observasie, dat 3 keer in die Nuwe Testament, vriende, sien ons dat Jesus kom, en 3 keer kom Jesus, en hy verwys na homself as die seun van die mens, en hy verduidelik iets van hoekom hy gekom het, of oor sy koms. En die eerste 2 kere wat Jesus in die evangelie oor homself praat, is die seun van die mens wat kom, praat hy oor die hoekom. Kyk saam met my op die skerm, die eerste ene is 'n bekende vers, Markus 10. Hierdie is wat Jesus sê, die rede hoekom hy as die seun van die mens gekom het, want ook die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en om sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Lukas 19 vers 10, die tweede keer, Jesus sê, die seun van die mens het gekom, hier is die rede, om diegene wat verlore is, te soek en te verlos. Maar dan is daar 'n derde keer wat Jesus na homself verwys as die seun van die mens, maar nie vertel hoekom hy kom as die seun van die mens nie, maar hoe hy gekom het as die seun van die mens. Hoor wat sê Jesus in Lukas 7 vers 34. Jesus sê, die seun van die mens het gekom en geëet en gedrink. En julle het gesê, kyk, hy is 'n vraat en hy is 'n syplap. Hy praat hier met die fariseërs. Julle het gesê, kyk, hy is 'n vraat en hy is 'n syplap, 'n vriend van tollenaars en van sondaars. Vriende, hier is Tim Chester se punt. Tim Chester maak die punt dat reg deur die evangelies, oor en oor sien ons dat een van die kenmerkende aspekte van Jesus se koninkryksbediening, van Jesus se aardse bediening, soos wat Jesus hierdie wêreld wou verander, het Jesus het gekom en geëet en gedrink. Veral die evangelie van Lukas is sterk hierop. Daar's 10, nie net verwysings nie, 10 teksgedeeltes, 10 insidente reg deur Lukas waar ons vir Jesus sien by 'n tafel 'n maaltyd hê met behoeftiges en waar hy homself en God se koninkryk aan hulle openbaar. Hoor die woorde van Robert Karris. Robert Karris sê, in Luke's gospel, Jesus is either going to a meal, or Jesus is at a meal, or Jesus is coming from a meal. En dit is die Bybelse kategorie, vriende, van gasvryheid. Nou hoor asseblief tog mooi, moenie met gasvryheid hoor, come dine with me nie. Okay? Ons praat van iets meer as dit. Bybelse gasvryheid, as ek 'n kort 3-ledige definisie kan gee. Bybelse gasvryheid verwys daarna om behoeftiges in jou spasie in te verwelkom en hulle dan na jou tafel toe te nooi ten einde hulle te seën en gemeenskap met hulle te geniet. Dit is wat Bybelse gasvryheid is. Dit is om die behoeftige in jou spasie in te verwelkom, na jou tafel toe te nooi, ten einde hulle te seën en gemeenskap met hulle geniet. Dit was, vriende, dit was Jesus se koninkryksstrategie toe hy op aarde was. Dit is wat ons as Jesus se volgelinge tot geroep word, as 'n kritiese aspek van hoe ons geroep word om sy koninkryk in hierdie wêreld te help inbring en uitbou. En die vraag bloot wat ek wil hê ons vandag moet beantwoord is die hoekom. Hoekom behoort ons die tyd uit te koop in ons baie besige skedules om gasvryheid te betoon aan ander? 2 redes, vriende, onder 2 opskrifte. Hier's die eerste een, kyk saam op die skerm. Kom ons dink saam na oor die gasvrye God. Die gasvrye God, ek weet nie of jy dit besef nie, vriende, maar die storie van die Bybel is regtig die storie van die gasvrye God. Die Here, Genesis 1 en 2, kom en hy berei 'n spasie voor, hy berei 'n plek voor, hy berei 'n huis voor waarin hy die mens, Adam en Eva, innooi in sy teenwoordigheid om die vrug van sy arbeid te geniet, om gemeenskap saam met hom te geniet. Die verstommende, skokkende ding natuurlik Genesis 3 is dat die mens sê vir die uitnodiging, dankie maar nee, dankie God, ons wys u gasvryheid van die hand af. En so Genesis 3 vers 24, God plaas
die mens, Adam en Eva, buite sy teenwoordigheid, buite sy huis. Nou raak hulle behoeftiges. Hulle is nie in daardie plek waar hulle God se goeie voorsiening en gemeenskap mee kan geniet nie. En vriende, die res van die storie van die Bybel is die storie hoe die gasvrye God nie gaan ophou tot hy mense weer om sy tafel gaan hê nie. Dit is die storie van die Bybel. Net 'n paar bergpieke, ons kan nie na die hele storie van die Bybel kyk nie, maar ons gaan hard probeer. Eksodus 24, nadat Abraham se nageslag, wat in Egipte was, deur God gered word, bring God natuurlik vir Israel na Sinaï toe, en hy bring hulle daar, hy openbaar sy wil aan Israel, en hy kom daarso en hy sluit 'n verbond met die volk Israel, en dan in Eksodus 24 vers 9 het ons hierdie pragtige beeld. Hierdie pragtige beeld waar, kyk sommer op die skerm, vers 9, waar die Here vir Moses en Aaron en Nadab en Abihu en die 70 ouderlinge van Israel dan opnooi na die berg toe, net soos wat Eden op 'n berg was aanvanklik saam met Adam en Eva. Nou kom hulle hier op die berg en daar vers 10 het hulle die God van Israel gesien, vers 11, en hulle het God aanskou en toe het hulle geëet en hulle het gedrink. Psalm 23, vriende, is 10:10 die bekendste psalm wat ons ken, maar ek dink wat baie mense nie besef nie, is dat 'n herder is meer as net 'n ou wat na skape en bokke gekyk het. 'n Herder was in die antieke tyd bekend as 'n gasheer. Onthou, herders het nie gewoon in die stad of in die dorp nie, hulle het daar buite in die veld, ergens in die dorre areas gewoon, en so daar is tot vandag toe wetgewing vir herders in die Midde-Ooste, in 'n Bedouin kultuur. Nou wat daardie wetgewing is, die manier wat jy funksioneer as jy 'n herder is, daar waar jou tent in die middel van nêrens is, as 'n reisiger verbykom, is dit jou plig, dit is jou verantwoordelikheid, om daardie reisigers in te nooi, die wat honger is, die wat dors is, die wat koud is, die wat moeg is, jy nooi hulle in jou plek en dat hulle kan rus. En dit is wat Dawid sê in die bekende Psalm 23. In die tweede helfte van die Psalm praat hy van die Here as die herder, maar die herder gasheer. Kyk saam met my na hierdie bekende woorde van Psalm 23 vers 5. U, o God my herder, u dek vir my 'n tafel. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teestanders. U verfris my kop met olie en my beker loop oor. Jy kan net sien hierso wat Dawid sê, God hierdie herder, dis nie net dat hy kry 1 glasie nie, hy kry 2, 3, sy beker loop oor met die gasvryheid wat betoon is. Die profete oor en oor, vriende, in die Ou Testament, kyk vorentoe na God se ewige koninkryk en beskryf God se ewige koninkryk juis as 'n feesmaal. Seker een van die bekendste gedeeltes is in Jesaja 25 vers 6, waar ons sien dat die gastelys van God se ewige feesmaal strek soveel verder as net die Jode. Kyk saam, ek lees vir ons Jesaja 25 vers 6. Die Here, heerser oor alle magte, sal op hierdie berg vir al die volke 'n feesmaal van ryk geregte voorberei. 'n feesmaal met beleewyn. Die Engels sê well matured wyn. Hierdie is goeie wyn. Hierdie is nie 'n papsak nie, hierdie is behoorlike wyn wat die Here voorhou. Met ryk geregte vol van murg, met gesuiwerde beleewyn. Weereens kan jy die prent van die oorvloed, die feesviering, die vreugde sien. Vriende, hoor mooi, dit is dan hoekom daardie eerste gedeelte wat ons gelees het vandag, en hou asseblief jou blaadjie byderhand, dit is hoekom Jesus juis in Lukas 14 die gelykenis van die groot feesmaal gee. Jesus kyk terug na hierdie baie belangrike, bekende Ou Testament tema in die gelykenis van die groot feesmaal. Jesus stel die motief op en hy sê spesifiek, God is daar die gasheer, die koninkryk van God is daar die feesmaal, en Jesus sê, ek is die dienskneg wat gestuur is om die feesmaal wat kom nou aan te kondig, en ek is gestuur om mense in daardie feesmaal in te nooi. Jesus maak dit egter, het jy dit gesien toe dit vir ons gelees was, Jesus maak dit baie duidelik, dat hy gaan kom met hierdie uitnodiging, en baie mense gaan die uitnodiging verwerp. Maar die Here
die gasheer sal seker maak dat daar is uiteindelik nie 'n stoel om sy tafel wat nie gevul is nie. En so hy, Jesus, vers 21, die dienskneg gaan, en hy sal die armes, en hy sal die krepeles, en hy sal die blindes, en hy sal die verlamdes, die behoeftiges, sal hy innooi na die Vader se tafel toe. En vriende, dit is dan hoe die storie van ons Bybel eindig. Besef jy dit? Dit is die einde van die storie van die Bybel. Die boek Openbaring 19 vers 7 eindig deur vorentoe te kyk juis na die groot feesmaal. Hoor hoe dit uitgeroep word in Openbaring 19 vers 7. Laat ons bly wees, laat ons jubel en aan die Here ons God die heerlikheid gee, want die bruilofsfees van die Lam het aangebreek. Dit is ons God, dit is waaroor wêreldgeskiedenis gaan. Kan ek jou vra, vriendin, soos jy hierso sit, wat is jou beeld en jou prentjie van God? Moenie die Sondagskool antwoord gee, nie. Wees eerlik in jou hart van harte, soos wat jy jou oë toemaak en jy dink oor God. Wie sien jy en hoe is hy? Hoor hierdie woorde van A.W. Tozer in sy boek The Knowledge of the Holy. Hy begin sy boek as volg met hierdie woorde. Hy sê, what comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. The history of mankind will probably show that no people has ever risen above its religion, and man's spiritual history will positively demonstrate that no religion has ever been greater than its idea of God. Were we able to extract from any man a complete answer to the question, what comes into your mind when you think about God, we might predict with certainty the spiritual future of that man or woman. Julle sien, vriende, wat A.W. Tozer daar sê is hoe ons oor God dink, bepaal uiteindelik ons bestaan. Hoe ons oor God dink, bepaal hoe ons teenoor hom reageer, en hoe ons dan in die hier en nou in ons lewens en ook ons tyd spandeer. Nou daar's baie aspekte, baie dimensies tot wie God is, soos wat hy homself openbaar in die Bybel. Daar's baie dinge wat ons al baie kere oor gesels het hier by Ligpunt, oor God as skepper, God as verlosser, God as koning, God as die regter, God as vader, en ons nog 'n lang ander lys van hoe God homself aan ons openbaar. Maar vriende, wat ek wil hê ons vanoggend net opnuut moet waardeer, is die feit dat God is ook die gasheer. En ons het nodig om vir God te sien as die gasheer. Die storielyn van die Bybel openbaar dat die ware God is 'n gasvrye God. En die feit dat God 'n gasvrye God, 'n gasheer is, vriende, kommunikeer aan ons iets van God se hart. Dit sê vir jou en vir my dat die ware God, is hierdie hoe jy oor hom dink. Hy is 'n God van liefde. Hy is 'n God van barmhartigheid. Hy is 'n God van goedgesindheid. Hy is 'n God van oorvloedigheid. Hy is 'n God van voorsiening. En as 'n gasheer is hy 'n God vol van vreugde. Is dit hoe jy oor God dink? Is dit jou prentjie van God? Vriende, God as gasheer herinner ons dat die doel van die oefening van die skepping, die doel van die oefening van ons verlossing, is uiteindelik verhouding. Verhouding met God, verhouding, ons is geskep en ons is gered vir gemeenskap met God. Maar vriende, as God 'n gasheer is, beteken dit voorveronderstel dat ons het sy uitnodiging aanvaar. En hier is 'n waarskuwing vir elkeen van ons wat vandag hier sit. Veral dink ek vir ons as Afrikaanse kultuur Christene. Vriende, hoor dit asseblief tog baie, baie mooi. Niemand van ons word gebore binne God se huis nie.
Geen mate van godsdiens, geen mate van goeie werke kry jou by die agterdeur van God se huis in nie. Dit is die fout wat die Jode in Lukas 14 gemaak het. Het jy gesien hoe begin ons gedeelte daar in Lukas 14? Lukas 14 vers 15, een van hierdie godsdienstige leiers, een van hierdie Jode, hy staan daar terwyl Jesus praat oor hoe, en hy sê, juis, ons moet gasvry wees, is daar een van hierdie ouens wat kom, Lukas 14 vers 15, en hy sê so baie selfvoldaan, ja, gelukkig is die een wat aan die maaltyd van die koninkryk van God sal deelneem. Met ander woorde, hy neem aan, hoor jy, ek is 'n insider, natuurlik, ek bedoel, ek is godsdienstig, ek is 'n Jood, ek is natuurlik by daai tafel. En Jesus se punt, dis die hele punt van die gelykenis, van die groot feesmaal. Jesus sê, nee, dit is nie hoe dit werk nie. Die enigste manier wat jy aan tafel by die ewige feesmaal gaan sit, sê Jesus, is as jy die uitnodiging aanvaar. Jesus sê vir ons vriende, dit is as ons hom as die dienskneg aanvaar. Onthou, as die dienskneg, Markus 10 vers 45, is Jesus die een wat 'n losprys betaal deur sy kruisdood. Dit is die manier wat ek en jy toegang kan kry sodat ons by daai tafel kan sit. Ons as sondaars, dat ons in God se teenwoordigheid by sy tafel kan sit, ons wat eintlik saam met Adam en Eva was. Dit is omdat hierdie dienskneg sy lewe neerlê om ons te dien, om ons 'n plek te gee. En so vriendin, die enigste manier wat ek en jy daar by die ewige feesmaal gaan wees, as jy vir Jesus sien as die dienskneg, as jy besef dat Jesus is die enigste een wat jou 'n seat by daai tafel kan gee, en dan vertrou jy vir hom en jy vertrou hom deur hom te volg. Dit is wat so behulpsaam is aan die gelykenis. Verbeel jou een van daardie armes of krepeles, dis ons, het Jesus gesê, dankie Jesus, dankie dienskneg dat ek saam met jou kan gaan. Maar nou stap die dienskneg in daai rigting en hierdie ou stap in daai rigting. Hy gaan nie opeindig by die meester se huis en by die feesmaal nie. Vriende, vir ons om by die feesmaal te kom, is ons vertrou vir Jesus, die dienskneg, nie net vir ons verlossing nie, maar ons volg hom dan. Ons volg hom dan in gehoorsaamheid al die pad tot by die ewige feesmaal. Maar daar's 'n bemoediging dan ook vir ons in dit, vriende. Die bemoediging vir jou en vir my is, het maak nie saak wie jy is soos jy vandag hier so sit nie. Het maak nie saak wat jy gedoen het en hoe onwaardig jy voel of hoe onwaardig jy eintlik mag wees nie. As jy kom na hierdie Jesus toe, as jy kom na die dienskneg toe, deur dit wat hy gedoen het en net hy kan vir jou inkry by daai tafel, as jy vertrou op hom, o sondaar, weet dit, jy is welkom. Jy is welkom by die ewige feesmaal. En soos wat jy nou reeds kan weet dat dit is jou realiteit, vriende, word ek en jy aangespoor om in die hand van God se gasvryheid dan soos God te maak, soos Jesus te maak en gasvryheid ook aan ander betoon. En dit is die tweede punt wat ek graag onder ons aandag wil bring. Vriende, kyk saam met my dan tweedens, ons het baie tyd spandeer, want dit is die plek waar ons moet rus, die petrol kry, voordat ons ooit 'n gasvrye mense gaan wees. Maar kom ons dink saam tweedens dan oor die gasvrye gelowige. Stel asseblief jou baadjie op. Ek wil almal hê so 'n bietjie ons neuse in die teks kry van 1 Petrus 4. 1 Petrus 4, vriende, is een van vele tekste in die Nuwe Testament waar ons as Nuwe Testament gelowiges geroep word, die opdrag gegee word om gasvryheid te betoon. Het jy dit daar gesien? In 1 Petrus 4 vers 9, reg aan die einde van ons gedeelte, die opdrag is, wees gasvry teenoor mekaar, sonder om te mor, sonder om te moan daaroor. So moet dit nie doen, soos wat jy jou lip byt nie. Maar om hierdie opdrag van 1 Petrus 4 vers 9, dink ek behoorlik te verstaan en te waardeer, dink ek dit is belangrik dat ons dit in sy konteks moet lees. So dis wat ek wil hê ons moet doen. So hou jou oë by die rand, sodat ek gou vinnig net gaan baie vlugtig lees deur daai verse. Ek wil hê ons moet sien wat is Petrus se argument hier. 1 Petrus 4 vers 1, kyk saam met my in die teks. Omdat die Christen, sê Petrus vers 1, iemand is wat Jesus se kruisdood voor oë hou. Jesus wat vir ons sondes gelei het, is die Christen iemand wat nou klaar is met sonde.
Eintlik moet ons net daar stop en sê, dis 'n behulpsaam, omdat Jesus vir ons sonde gelei het, is die Christen iemand wat nou klaar is met sonde, wat nie speel en aanhou flirt met sonde nie. Maar tel dan op hierso, dit is vir my verstommend, hoe dit presies die taal is van ons reeks. Die Christen dan, sê Petrus, is iemand wat die tyd uitkoop in die hier en nou. Die Christen is iemand, vers 2, wat gedurende die oorblywende tyd nie meer deur vleeslike begeertes gelei word nie, maar nou gelei word deur die wil van God. Die heidene, sê Petrus, vers 3, se lewens in die hier en nou word gekenmerk deur uitspattigheid en deur dronkenskap en deur brassery. Dis 'n lekker woord, brassery. Klink soos brasse van die Kaap. Ek weet hulle was 'n rap band gewees op 'n tyd. Brassery, dit beteken eintlik oorvloedige, morsige verlustiging in kosse en alle plesiere. Uitspattigheid, dronkenskap, brassery en drinkpartytjies. Maar hulle tyd loop uit, sê Petrus. Oordeelsdag, vers 5, kom. En so, gegeewe die feit, vers 7, dat die einde, weer eens tydtaal, gegeewe die feit, dat die einde van alle dinge nou op hande is, hoe behoort ons as God se kinders, ons as Jesus se disippels, hoe behoort ons in hierdie min tyd wat ons nou oor het te lewe? Hoe behoort ons te lewe in hierdie laaste dae? Tweede helfte van vers 7, ons behoort te lewe deur selfbeheerst te lewe, deur nugter te wees, anderste as die heidene. Maar vers 8, positiewelik, ons het nodig om naaste liefde te betoon. En hoe lyk naaste liefde in die regte wêreld? Dis nie net 'n hey, ek is lief vir jou nie. Jy sien naaste liefde. Hoe lyk dit? Dit lyk soos vers 9. Naaste liefde in die hier en nou, vriende, is om gasvryheid te betoon aan ander. Dit is vers 10 om 'n bestuurder, 'n rentmeester te wees van God se genade. Is iemand wat besef ek is so oorvloedig geseën deur die Here en alles wat hy vir my gegee het, alles wat ek het, is maar ek is maar net 'n bestuurder. Ek is daar om liefde te betoon aan ander, deur gasvryheid te betoon aan ander, en om dit te doen is om ander te bedien, vers 10, en so vir God te verheerlik. Vriende, dink gou vinnig saam met my oor die Engelse woord vir gasvryheid. Die Engelse woord vir gasvryheid is die woord hospitality. Dis eintlik 'n Latynse woord, en jy kan dit dadelik hoor, nee, hospitality is natuurlik baie soos die Engelse woord hospital, en die twee deel betekenis. 'n Hospitaal is 'n plek waar behoeftiges ingenooi word om na omgesien te word en bedien te word met die oog op herstel en uiteindelik met die hoop dat daardie lewe opnuut sal floreer. Vriende, dit is die doel van gasvryheid. Bybelse gasvryheid wat ek en jy tot geroep word, is om sulke mense te wees, mense wat ons huise oopmaak vir behoeftiges, hulle verwelkom, hulle innooi, hulle te nooi na ons tafel toe, hulle te dien, hulle te seën, gemeenskap met hulle geniet, sodat hulle lewens vernuwe, verkoop kan word en kan floreer. Vriende, dit is die gasvryheid wat God aan ons betoon het. Dit is wat die kerk behoort te wees. Vriende, die kerk, ons kerk, alle kerke behoort geestelike hospitale te wees vir behoeftiges om ingenooi te word om die goeie lewe te kan kom ontvang by God. En vriende, dit is na waarna toe ek en jy vandag gestuur word. Wanneer ons vandag hier waai en jy gaan huis toe en elkeen van ons ry orals gesaai oor Pretoria, daar waar jy bly, moenie vir 'n oomblik dink jy het jou huis gekies waar jy bly nie. Die soewereine God het jou gestuur soontoe. En daar waar ek en jy bly in ons woonbuurte, op die straat in die hoek waar jy bly, word ons geroep om klein geestelike hospitale op te rig. Plekke waar die mense wat die Here met ons laat paai kruis ingenooi kan word na hierdie goddelike hospitale toe, waar die behoeftiges lewe kan ontvind. Nou, wie is die behoeftiges? Wel kortliks opgesom. Vriende, die behoeftiges wie ek en jy
geroep word om in te woon in ons huise toe, is in die eerste plek die wat alleen is. Die wat alleen is, die wat smag na gemeenskap. Maar die behoeftiges is ook die wat afhanklik is, die wat daadwerklik bystand nodig het. Die behoeftiges is die wat arm is, die wat in basiese behoeftes nie het nie. En ek en jy het dit en ons kan aan hulle voorsien. Maar die behoeftiges is ook, vriende, ek sou sê die grootste van alle behoeftes is die wat afvallig is. Dit is die wat nie hulle Skepper ken en hom erken nie. Dit is die wat soos 1 Petrus 4 dit gestel het, spoedig op pad is na oordeelsdag toe. Na 'n dag waar die deure tot die groot feesmaal toe is, waar hulle aan die buitekant sal wees, waar hulle nie in God se ewige feesmaal gaan geniet nie. Vriende, ek en jy word gestuur en genooi om die wat nie die Here te ken nie in te nooi, dat hulle in ons huise, in ons lewens, om die tafel iets kan sien, iets kan proe van God se gasvryheid, sodat hulle na hom toe sal kom in geloof en bekering. Kan ek jou vra, vriendin, soos jy hier so sit, vra jouself af, wie het God oor jou pad gebring? Dink aan daai 4 A's wat ek net nou genoem het. Wie is in jou lewe, in jou wêreld, wie jy ken, daar waar jy nou is, die met wie jy paai gekruis het wat alleen is, die wat afhanklik is, die wat arm is, die wat afvallig is. Wie het die Here oor jou pad gebring, juis sodat jy hulle in jou spasie sal in verwelkom, dat jy hulle na jou tafel toe sal nooi, dat jy hulle sal seën en opregte gemeenskap met hulle sal geniet. Wie is daai persone dalk hier binne die kerk? Wie is daai persone buite die kerk? Vriende, 1 Petrus 4 en verskeie ander tekste in die Nuwe Testament herinner ons dat gasvryheid is nie 'n opsionele ekstra vir die ekstroverte in ons midde nie. 1 Petrus 4 vers 9 sê vir ons dit is 'n opdrag wat vanaf ons gasvrye God afkom en van die gasvrye Christus af na ons toe kom. Maar vriende, dit is 'n opdrag wat jou en my eintlik verskriklik moet opgewonde maak. Want dit is waar die magic en die krag in hierdie wêreld lê. Die Christen historikus Michael Green in sy klassieke werk Evangelism in the Early Church bestudeer die vroeë kerk en wat is dit wat gemaak het dat Christendom, wat hierdie klein minority sekte was in die eerste eeu in die middel van nêrens in Palestina, hoe dit uiteindelik soos 'n veldbrand oor die hele wêreld versprei het. En Michael Green, die historikus, sê een van die groot dinge wat gemaak het dat Christendom so versprei het, was nie evangelistic crusades nie. Dit was nie evangelistic programme wat kerke gehardloop het nie. Dit was evangelie gevulde huise. In gewone strate, in plekke, in dorpies waar behoeftiges ingenooi is, waar hulle iets geproe en gesien het van die gasvrye God. En vriende, dit behoort ons opgewonde te maak, want ek en jy, ons lewe in 'n wêreld wat so ryp is vir presies dit. Jy wil weet hoe om die mense by jou skool en by jou werk en die nie-Christene daar buite te bereik. Hierdie is die manier, vriende, hierdie is die beste manier en die grootste behoefte. Ons lewe in 'n wêreld waar daar 'n hongersnood is. Ten spyte van almal se geld en almal se toys en al die ouens met al hulle sukses in die wêreld. Weet julle wat is die een ding wat almal na smag? Gemeenskap. Wat ons wêreld na smag met al hulle bravade en met al hulle geld, wat hulle nie het nie, is opregte, onvoorwaardelike, opofferende gasvryheid. Vriende, ons lewe in 'n wêreld, in 'n disfunksionele wêreld, waar families is gebreek, families is vervreem van mekaar. Ons kan daai familie vir iemand wees. Dit is daar waar iets aantreklik en bonatuurlik gebeur,
waar die ouens met al die Ferraris en die smartste goed in die wêreld iets sien van 'n multigenerasie familie, 'n gemeenskap, en hulle sien dit waar in jou huis om jou tafel. O Ligpunt, droom saam met my. Droom saam met my oor wat die Here net in ons lewens as 'n klein kerkie in en deur ons kan doen, as ons so 'n gasvrye gemeente sou wees in 'n plek soos Pretoria. Droom saam met my wat dit kon wees as ons oral geskatter, elke liewe huis wat hier is en in die gemeente verteenwoordig is, reg oor Pretoria hierdie hospitals of hospitality kan gaan oprig. Kan ek ons aanspoor? Kom ons vat dit rustig en ons trek nie 'n hammy nie, maar kom ons gaan een keer 'n maand bidend gaan vra vir die Here, wie is behoeftig? Iemand wie ek kan innooi, verwelkom in my huis na my tafel toe. Wie kan ek seën en werklike gemeenskap mee geniet? Ek kan vir jou waarborg, as jy dit een keer 'n maand doen, gaan jy agterkom is actually nogals lekker. Dit is redelik maklik. Kom ons probeer dit een keer 'n week doen. Een keer 'n week iemand te nooi. Jy hoef dit ook nie op jou eie te doen. Dis die wonderlike ding van kerk wees. Ons kan tag team. Jy nooi ander Christene in saam met ander Christene en dalk 'n pel van die werk of 'n vriend van die skool. Kom ons kom ons maak hierdie hospitals of hospitality oop. Vriende, ons praat baie by Ligpunt oor ons roeping en dat God het ons geroep om ons lig te laat skyn. Hierdie is hoe dit in die regte wêreld sou gebeur. Hierdie is hoe dit sou lyk. Dis maklik, ons almal kan dit doen. Ek wil hiermee afsluit. Vriende, as gasvryheid as 'n opdrag na ons toe kom vanaf ons God af. En as gasvryheid so kragtige impak in wêreldgeskiedenis gehad het, en as gasvryheid so broodnodig is in ons moderne samelewing, hoekom dan koop ons nie meer van ons tyd uit daarvoor nie? Eerlikwaar, want ons weet dit sal ons kos. Dis hoekom ons dit nie meer doen nie. Ons weet dit sal ons kos. Dit sal ons geld kos. Dit sal ons gemak kos. Dit sal ons gerief kos en dit mag dalk selfs ook jou goeie naam kos. Vriende, hoor dit asseblief tog mooi. Op die einde van die dag sal ek en jy alleenlike mense wees wat ten spyte van die koste daarvan gasvryheid gaan betoon as ons die koste wat dit gekos het vir ons gasvrye God om ons in sy huis in te bring. As ons dit voor oë hou en as ons dit bly koester. Dit is net soos wat ek en jy oor en oor onthou dat vir ons om in God se huis ingenooi te word, by sy tafel te kon sit, het dit ons Vader sy seun gekos. Dit het die seun sy lewe gekos. Meer as dit het vir die seun gemeenskap met sy Vader gekos. Dit is net as ons dit voor oë hou, dat dit ons sal aanspoor en aanwakker om ten spyte van die koste gasvryheid aan ander te betoon. En dit is dan ook hoekom ons die nagmaal nou gaan saam geniet. Vriende, ons gaan in 'n oomblik, ek gaan vir ons bid in 'n oomblik van nou af en dan gaan ons die nagmaal saam geniet. Maar ek wil hê ons moet dit besef voordat ek vir ons bid. Die nagmaal, vriende, die tafels wat hier om ons is, soos ons hierso saam sit. Herinner jou en vir my, dit verkondig aan ons die koste wat God aangegaan het om ons aan tafel by hom te bring. Die nagmaal sê vir jou en vir my, Jesus het sy lewe neergelê sodat ons as behoeftiges nou geseën kan word en gemeenskap met God kan geniet. Die nagmaal herinner jou en my dat soos wat ons nou fees vier, gaan daar 'n groot feesmaal kom en ek en jy gaan vir alle ewigheid gemeenskap met God geniet, alles as gevolg van Jesus. Maar wat die nagmaal ook doen, is soos ons na die nagmaaltafel toe kom, herinner die Gees vir jou en vir my dat daar's nog baie spasie by hierdie tafel oop. Daar's nog baie plek by hierdie tafel oop en daar's nog tyd oor. So dit nooi ons om te gaan, gasvryheid gaan betoon sodat ander dan ook in God se gasvryheid sal deel. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons prys U
dat U so 'n goeie en so 'n oorvloedige God is. Ons loof en ons prys U dat toe ons ouers, Adam en Eva, gesê het vir U, dankie maar nee, dankie, ons soek U nie. Here, dat U nog steeds ons in U gasvryheid kom haal het en kom soek het, en dat U U seun, die goeie diensknegt, gestuur het, wat sy lewe neergelê het vir ons, Heer. Ons loof en ons prys U dat ons aan tafel by U kan sit, nou en vir alle ewigheid. Amen. Vriende, ons kom nou by die nagmaal. En dit is behulpsaam, is dit nie vir ons om juist te dink aan die nagmaal wat ons vandag vier, nie net as 'n godsdienstige ding wat Christene mos doen nie, maar as presies dit wat ons vanoggend oor gesels het. Die oorvloedige gasvrye God wat ons in sy seun Jesus genooi het en gebring het na sy tafel toe, nou reeds en vir alle ewigheid. En so vriende, die nagmaal is 'n geskenk van God af aan jou en my om ons geloof te versterk. Die brood en die wyn wat ons in 'n oomblik van nou af saam gaan geniet, vriende, is daar, soos ek reeds genoem het, om ons te herinner aan Jesus en aan Jesus se kruisdood vir behoeftiges. Die brood, vriende, wat ons in 'n oomblik van nou saam gaan geniet, herinner jou en my en verteenwoordig Jesus se liggaam wat vir ons gebreek was. Jesus se liggaam was gebreek onder die oordeel van God gekom sodat ek en jy nie daardie oordeel hoef te ervaar nie. Die wyn wat ons saam gaan geniet, herinner ons en verteenwoordig Jesus se bloed wat aan die kruis gevloei het. Jesus se bloed wat die nuwe verbond tussen God en die mens geseël het. Met ander woorde, vriende, die nagmaal wat ons nou gaan geniet is 'n tasbare evangelie, geskenk vir jou en vir my om ons geloof te vernuwe en versterk. Maar voor ons dit doen, net baie vinnig, vir wie is die nagmaal? Wie is welkom by die tafel vandag? In die eerste plek wil ek vir jou sê, die nagmaal, vriende, is vir gelowiges. Die nagmaal is vir Christene. Dit is vir almal wat Jesus as God se diensknegt en as die een wat jou kom dien het, erken en hom vertrou en hom volg. Die nagmaal is vir jou. As jy vandag hier so sit en jy is nog nie 'n Christen nie, dan wil ek vir jou sê die nagmaal is nie vir jou nie, die nagmaal is vir Christene. Maar as jy vandag hier so sit en jy wil vandag, selfs in hierdie nagmaal, die eerste keer sê, ja, ek wil ook aan tafel by my Skepper God sit. Ek wil ook Jesus as my koning en my verlosser erken. Dan wil ek jou uitnooi vir die eerste keer. Dit sal 'n goeie bekeringsstorie wees om te sê, ek het vir Jesus en hom vertrou en hom gevolg by die nagmaal. As jy vandag hierso by ons sit en jy is 'n Christen, maar jy lewe tans in onbekerende sonde, willens en wetens, lewe jy in sonde en jy's nie van plan om vandag hier uit te stap en daai sonde neer te lê nie. Jy weet jy gaan vandag hier uitstap en jy weet jy stap in 'n ander rigting as wat Jesus na die Vader se huis toe stap. Dan sê die Nuwe Testament vir ons, jy moet liewerste nie die nagmaal geniet nie. Dit is nie hoe ons na die nagmaaltafel toe kom nie. Maar as jy hierso sit, o Christen, o sondaar, en jy wil jou sonde neerlê, en jy wil opnuut in geloof en bekering na Jesus toe kom, is die nagmaal 'n wonderlike plek vir jou en vir my om erns te maak ook vandag en 'n geloof en bekering terug te draai. Ek wil ook egter 'n laaste ding hier noem met betrekking tot vir wie die nagmaal is. Vir die van julle wat by die familievergadering was, sal weet dat ons het gesê dat ons het 'n nuwe beleid hier by Ligpunt of 'n nuwe instelling met betrekking tot die gebruik van nagmaal vir van die ouer kinders hier by Ligpunt. En so ek glo en vertrou dat julle het ook daai boodskap gekry wat ons in die week uitgestuur het. Ek wil julle uitnooi, hou aan om daai te lees. Die nagmaal hier, ja, selfs van die ouer kinders is welkom om die nagmaal te kom geniet,
Maar die konteks waarin ons die gemeente wil aanspoor om dit te doen is, ouers praat met julle kinders en ouers kom praat dan saam met julle kinders met die ouderlinge sodat ons kan hoor en kan sien dat jou kind ook inderdaad 'n disipel van Jesus is wat ook welkom is om saam met ons by die nagmaaltafel aan te sit. So vriende, ek wil vir ons nou daai geleentheid gee om aan tafel te kom met die gasvrye God, ons hemelse Vader. Kan ek vir ons almal net 'n oomblik gee, net daar waar jy nou sit. Sit vir 'n oomblik op jou eie en praat met die Here in gebed. In gebed raak stil, ondersoek jou eie hart, maar haal jou oë van jouself dan af. Kyk na Jesus en draai in geloof en bekering na hom toe. Kom ek gee vir ons vir 'n oomblik en daarna gaan ons die nagmaal saam geniet. Vriendin, as ek jou dan kan uitnooi, gelowige in Jesus, kom ons gaan neem die wyn en die brood, gaan neem dit en kom sit weer sodat ons saam as 'n geestelike familie saam die nagmaal nou kan geniet. Gaan haal die brood en die wyn asseblief. Vriende, soos wat ons die brood neem en die brood breek en die brood eet, wil ons onthou dat Jesus se liggaam vir ons gegee was en dat Jesus se liggaam vir ons gebreek was. Die straf wat ons moes toekom, het Jesus op homself geneem. Kom ons eet nou die brood en kom ons wees dankbaar. En geliefdes, soos wat ons die wyn drink, onthou ons dat Jesus se bloed het gevloei en was uitgestort, elke laaste druppel daarvan, vir God se mense, om 'n nuwe verbondsverhouding tussen
God en sondaars te smee. So kom ons drink die wyn, kom ons wees dankbaar. Vriendin, as jy saam met my nou die brood en die wyn gedrink het in geloof en bekering, in vertroue in Jesus, herinner dit vir ons, so seker soos wat jy dit proe, so seker sê die Here vir jou en vir my, ons is sy kinders, ons is nou en vir alle ewigheid saam met hom aan tafel. Hy is nie net ons Vader nie, maar ons is broers en susters van mekaar, ons is familie. En ons sal saam met hom en mekaar vir alle ewigheid in die ewige feesmaal sit. Kom ek sluit vir ons af in gebed. Vader, ons loof en ons prys U vir die Seun Jesus. U is inderdaad 'n Vader vol van liefde. Ons is lief vir U, o Heer. Ons bid dat U ons sal uitstuur ook hier vandag, as 'n mense wat U liefde sal uitleef, sodat die wêreld sal deel in die goeie lewe wat net in U te vind is. O seën ons, o Heer, en stuur ons uit in U naam. Amen. Vriende, in antwoord hierop, kom ons staan almal en dan sluit ons af met hierdie lied, Vader vol liefde.
Vriende, indien enige iemand enige vrae het of onseker is so iets of dalk meer wil verstaan van Ligpunt, De Wet en Marley gaan na die tyd agter wees by kontakpunt. Hulle sal jou graag ontmoet en hulle sal graag met jou gesels en enige van jou vrae beantwoord. Dan wat hier by Ligpunt gebeur, probeer ons om so min as moontlik detail te kommunikeer hier van vooraf op 'n Sondag. Dis alles agter op die blaadjie. Die blaadjie wat die teks aan die een kant het skakels ensovoorts agterop en verduidelikings van wat gebeur. Ek wil net een uitlig, daar's 'n geleentheid vir die wat sy hande vir dinge reg staan en wat energie kry uit om te DIY. Daar's 'n geleentheid om hier by die kerk te kom dien die 14de Junie. En so, dit kan 'n baie lekker dag saam wees. Hou die dag oop asseblief, ek weet dit is 'n lang naweek, ons is bewus daarvan, maar as jy hier is dit 'n baie lekker manier om jou lang naweek te spandeer saam met ander Christene. Dis van 8 tot 11 die oggend, en as jy enige voorstelle het of spesifieke skills het wat jy graag wil kom aanwend hierso, dan is Poenie ou om mee te gesels, en hy sal graag van jou hoor. En dan, as daar enige iemand is wat 'n begeerte het vir gebed na afloop van vanoggend se samekoms, as jy dalk vir die eerste keer vir die Here gesê het, asseblief wees my koning, ek wil na die Vader se tafel toe genooi word, ek wil een van daai wees wat eendag by u gaan wees. En so as jy vanoggend 'n Christen geword het, kom bid saam met ons, kom praat met ons, of as daar enige ander rede is hoekom jy graag sal wil saam bid, ons sal graag saam met jou bid. Ek, Cathy en Poen sal hier voor wees om saam met julle te bid. En dan laastens, wat 'n voorreg om herinner te word dat ons as God se mense na God se tafel toe genooi is, dat Jesus vir ons sondes gesterf het en dat ons nou vir hom kan gaan lewe. En so ek gaan ons uitstuur met die gedagte van 1 Petrus 4. Dit is, wees gasvry teenoor mekaar sonder om te mor, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid, die krag behoort vir ewig en ewig. Amen. Vriende, lekker Sondag verder. Walk the line, be just in time to turn it back around. But I fall through that old forbidden door. And though I knew the stakes, still made my way like every time before. I'm over my head and lost, and no, there's no way I'm able to pay back the cost. But this I call to mind, that I'm not alone and I could come back home many times. I'll go to the storehouse, I'll go to the storehouse of mercy, I'll go. So I'll go to the storehouse, I'll go to the storehouse of mercy, I'll go. Caught standing still, think you'll be fine. The colors fade, you drift away and you're back to what you know. It's easy what you like, you don't look back. Refuse to turn like I'll build my own makeshift home, but it only ever serves to make it worse. I'm over my head and lost, and the ground feels unstable and I can't make this stop. This I call to mind, how the father runs to the wayward son, coming back alive. So I'll go to the storehouse, I'll go to the storehouse of mercy, I'll go. So I'll go to the storehouse, I'll go to the storehouse of mercy, I'll go.
we always knew that the day would come, 'cause all we had was a spark. But one day soon, when the sparks all bloom in the chase and back the dark, I'm gonna see you